Die reaksie tussen natriumtiosulfaat en soutsuur lei tot die vorming van natriumkloried, swaal, water en swaaldioksiedgas. Hierdie eksperiment word in 'n fles uitgevoer en gedurende die reaksie sal swaal as 'n neerslag vorm. Dis hoekom daar 'n S is en dit maak die oplossing dan troebel. Die tyd vir die eksperiment begin sodra die soutsuur by die natriumtiosulfaat gevoeg is en sodra daardie kruis op die wit papier nie meer sigbaar is nie, word die tyd gestop. Die tabel hieronder som die reaksietoestande en resultate van die eksperiment op. Die volume is telkens 50 kubieke sentimeter. 50 plus 0 is 50, 40 plus 10 is 50, 30 plus 20 is 50. Die konsentrasie word gegee vir loopie 1 en loopie 2. Loopie 3 se konsentrasie is onbekend en dan in die laaste kolom word die reaksietyd ook gegee. Definieer reaksietempo. Die definisie van reaksietempo word baie gereeld gevra. Die reaksietempo is die verandering in konsentrasie van produkte of reaktanse per eenheid tyd. Nou moet ons die onafhanklike veranderlike vir hierdie ondersoek neerskryf. Onthou, die onafhanklike veranderlike is die veranderlike wat jy verander in die eksperiment. En in hierdie geval is dit die konsentrasie natriumtiosulfaat. Volgende moet ons die waarde van P bereken. En om dit te bereken, gaan ons die verdunningsvergelyking gebruik. Onthou, jou aantal mol is gelyk aan die konsentrasie maal met die volume. So, die onverdunde natriumtiosulfaat. Wat is die konsentrasie daarvan? Wel, onverdund beteken dis net natriumtiosulfaat met geen water bygevoeg nie en daardie konsentrasie is 0,13 mol per kubieke desimeter. En ons gaan daardie konsentrasie natriumtiosulfaat vat en ons gaan presies 30 kubieke sentimeter daarvan gebruik, met ander woorde 0,03 kubieke desimeter. En as jy daai twee waardes met mekaar vermenigvuldig, dan gaan jy jou aantal mol natriumtiosulfaat kry. En dit gaan nou konstant bly. Al wat ons nou doen is ons voeg water by. En dan gaan ons uit die aard van die saak konsentrasie P kry, met ander woorde C2. En dan, wat is die volume by konsentrasie 2? Wel, dit is die konsentrasie van die 30 kubieke sentimeter plus die 20 kubieke sentimeter. Met ander woorde, 0,05 kubieke desimeter. En dan kry ons dat ons konsentrasie PC2 is 0,078 mol per kubieke desimeter. Wanneer 0,21 gram swaal in loopie 1 geproduseer is, raak die kruis onsigbaar, want die swaal maak die oplossing troebel. Bereken die gemiddelde reaksietempo met betrekking tot natriumtiosulfaat in gram per sekonde. So, ons het die massa swaal wat gevorm het, en ons wil die reaksietempo met betrekking tot natriumtiosulfaat kan bereken. So ons massa swaal is 0,21 gram. En om uit te kom by die massa natriumtiosulfaat, gaan ons eers die aantal mol swaal moet bereken, dan in 'n verhouding 1:1 gaan ons die aantal mol natriumtiosulfaat bepaal en vanuit dit
kan ons die massa bereken. So, ons begin om die aantal mol swaal te bereken, en dit is die massa swaal gedeel deur die relatiewe atoommassa van swaal, en dit is 0,21 wat vir ons gegee is, en op die periodieke tabel 32 gram per mol, die atoommassa van swaal. En dit gee vir ons 0,00656 mol. Maar ons weet die verhouding van swaal tot natriumtiosulfaat is 1:1, so die aantal mol natriumtiosulfaat wat verbruik word, gaan ook 0,00656 mol wees. So, ons het nou die aantal mol natriumtiosulfaat, maar die gemiddelde reaksietempo moet in gram per sekonde bereken word, so ons gaan ons formule N gelyk aan M op M gebruik, en dan kan ons gaan en sê dat die massa natriumtiosulfaat gaan gelyk wees aan die aantal mol natriumtiosulfaat, en daar is ons waarde, maal met die relatiewe formule eenheid massa van natriumtiosulfaat, weer eens baie tegnies, maar natriumtiosulfaat is 'n ioniese binding. Dit gee dan vir ons daai 0,00656 maal met, kom ons kyk gou-gou, ons het 2 natriums, 2 maal 23 is 46, ons het 2 swaals, swaal is 32, so dit is 64, daai is 110, en dan het ons 3 suurstowwe, dis 3 maal 16, dis 48, 48 plus 110 is 158 gram per mol, en dit gee vir ons 'n massa van 1,04 gram. En nou kan ons gemiddelde reaksietempo gaan bereken, en omdat dit verbruik is, gaan dit minus die verandering in massa gedeel deur die verandering in tyd, en dit is minus, ons massa aan die einde is 0, dis opgebruik, minus 1,04, gedeel deur die tyd, verloopie 1, is 20,4 sekondes, en dit gee vir ons 'n waarde van 0,051 gram per sekonde. Nou is daar 'n ander ondersoek wat uitgevoer word, en die temperature word verander, en ons moet die Maxwell-Boltzmann verspreidingskurwe vir die reaksie by 20 grade Celsius teken, en ons benoem dit as kurwe A, en op dieselfde assestelsel kurwe B by 35 grade Celsius. Die verspreidingskurwe vir A volg die klassieke vorm. Daar's opwaarts, daar's 'n piek, en dan kom dit afwaarts. Met kurwe B het ons te make met 'n hoër temperatuur. So 2 dinge wat jy moet onthou. Eerstens, die kurwe beweeg verder na regs. Hy kom verder na regs, en tweedens, jou maksimum waarde is laer as die maksimum waarde van A. En hoekom sê ek so? Onthou, die area onder die kurwe van A, daai totale area, moet dieselfde wees as die totale area van kurwe B, want ons het te doen met dieselfde aantal deeltjies. Ons het nie gekarring aan ons konsentrasie nie, ons het slegs die temperatuur verander. Toe hoër temperatuur, breër basis, meer uitgesprei. En nog iets wat belangrik is as ons hierdie denkbeeldige lyn hier teken, en ons sê dit is ons aktiveringsenergie. Kyk gou mooi wat beteken dit in realiteit. By die laer temperatuur, die enigste deeltjies wat meer energie het as die aktiveringsenergie is daardie deel. Maar
As ek die temperatuur verhoog, kyk wat gebeur nou. Nou is die aantal deeltjies met genoeg energie om suksesvol te kan bots vir 'n suksesvolle reaksie, kan jy sien daardie hoeveelheid deeltjies neem nou aansienlik toe. En ten slotte, die effek van temperatuur op reaksietempo moet ons verduidelik aan die hand van die botsingsteorie. By hoër temperature is die gemiddelde kinetiese energie van die deeltjies hoër. Dit beteken dat meer molekules genoegsame kinetiese energie het om die aktiveringsenergie te oorkom. Wanneer meer molekules die vereiste energie het, kan dit lei tot meer effektiewe botsings per eenheid tyd. Hierdie verhoogde aantal effektiewe botsings veroorsaak dat die reaksietempo toeneem.